Welkom terug by ons Study One Day Challenge en ons is vandag by dag 12. So vir vandag se challenge wil ek hê ons moet 'n bietjie verder gaan en bietjie dieper ingaan in video's. Nou ons het nou hierdie week al goed gefokus op animations en hoe om dit te gebruik in ons video's. Maar kyk gou na hierdie voorbeeld. Okay, so daar het ek twee verskillende video's gebruik en ek het drie verskillende animations gebruik. So dit is die challenge wat ek vandag vir julle het. So weer eens, ek's in my 31 day challenge folder en dan gaan ek gaan na create video en dan gaan sommer net gaan op mobile video. Okay, nou sodra ek in my mobile video is, gaan ek basies gaan en ek gaan my video's gaan kies. So daar kan julle sien is die twee wat ek gebruik het. Jy kan enige video's gebruik wat jy wil. Ek het basies gaan search ocean wat ons nou al 'n paar keer gebruik het. Maar jy kan letterlik enige een gebruik. So kom ons sê ek wil miskien hierdie een gebruik. Kom ons kyk dit gou-gou hoe lyk hy. Okay, is nou nie heeltemal wat ek wil gebruik nie. So ek gaan nou basies maar net 'n video soek wat ek wil gebruik. Oh my word. Kom ons gaan sommer net met hierdie een. Ek gaan daai enetjie net delete. En dan die volgende een wat ek gedoen het en hierdie is wel 'n pro function wat ek gebruik het. Ek het gaan search girl dancing. Nou as jy pro het, gebruik asseblief ook hierdie funksie. As jy nie pro het nie, is dit okay, jy hoef nie hierdie funksie te gebruik nie. Maar dit is hoe ek hierdie effek gemaak het. So soos julle kan sien, dit is die video wat ek gebruik het. Kom ons vat sommer hierdie een. So vir hierdie een gaan ek op hom klik, ek gaan hom drag en ek gaan hom daar gaan plaas bo my video. Okay. Nou dat ek hom het, gaan ek gaan en ek gaan sê background remove. So dit is waar die pro feature inkom. Ongelukkig as jy nie op die pro is nie, sal jy nie hierdie feature kan gebruik nie. En ek gaan hom dan net bietjie smaller krop, so ek gaan hom omtrent so sit. En dan gaan ek hom hier onder gaan plaas en groter maak. Omtrent so. So kyk, kom ons kyk gou-gou hoe lyk hy. My Canva nou. Okay, hy haak nou 'n bietjie. Maar dis basies hoe my video dan nou gaan lyk. Okay. Dit is perfek. So ek het my twee video's. Ek het my main agtergrond video en dan het ek my video bo-op gesit wat dan nou net 'n meisie is wat dans, maar soos ek sê, julle kan enige iets kies hierso. Nou gaan ek gaan en ek gaan teks insit. Nou weer eens hier het ek Canva se AI gebruik, so ek het gegaan na Magic Write en hier het ek net gesê write a short quote. Oh my gosh, quote for women. Okay, kom ons search. Okay, nou het ek een gekry, maar ek soek ietsie anders. So kom ons sê more like this. Oh my word. Okay, so kom ons gaan nou maar net met hierdie een. So ek gaan
Jy kan hom either gaan copy of jy kan gaan sê insert, maak nie saak nie. Ok, en wat ek toe nou basies gedoen het, is ek het hierdie kort een gaan opdeel in stukke. So ek gaan nou basies hierdie net uithaal. Ek gaan sê uplift, daai gedeelte gaan ek gaan crop, so ek gaan sê Ctrl X om hom te cut, en dan Ctrl V om hom te paste. My eerste gedeelte, daai gedeelte gaan ek Ctrl X, en dan gaan Ctrl V om hom te paste. Hierdie gedeelte, Ctrl X, Ctrl V om hom te paste. En ek gaan hom net daartoe skryf. En hierdie gaan ek net so los, ek gaan net daai aanhalingsteken uithaal. Ok, nou kan julle sien hieronder is dit heel aan die verkeerde kant, so ek gaan op die boonste een druk, shift inhou, en op die onderste een klik, en dan kan ek almal skuif na die begin van my video toe. Ek gaan ook nou gaan en hierdie een gaan korter maak, want ek wil nie hê my video moet so lank wees nie. Ok, nou gaan die gedeelte inkom waar ons basies bietjie met die teks gaan speel. So ons gaan die teks bietjie gaan verander. Ons gaan hierdie dalk bietjie groter maak. Ja. Ja, stem jy saam, JC? Hy sientjie stem saam. Ok, ek gaan met 'n lekker handwriting skrif. So ek gaan hier op die font gaan klik. Gaan op handwriting. En nou gaan ek basies net enetjie kies wat steeds maklik is om te lees. Ok, ek gaan met hierdie een. Ek gaan hom bietjie kleiner maak. Ok, so nou dat ek hom bietjie ge-adjust het, nou gaan ek gaan na my volgende een toe. En hierdie een gaan ek net 'n plain skrif hou. Ok, so ek gaan hier gaan kyk vir enetjie wat bietjie eenvoudig is. En wat ek daarmee, JC, wag net gou-gou. En wat ek daarmee bedoel is een wat nie klomp krulletjies en goedjies het nie, wat net eenvoudig is. So dalk ietsie bietjie meer ronder. Ons kyk gou-gou. Dankie. Sis. Sis, sê sorry mense. Papi? Ja, jy het geburp. Sê sorry mense. Samantha? Papa? Ok, gou. Ok, en nou gaan ek gaan en ek gaan op hierdie een die letter spacing gaan verander. So ek gaan daar gaan klik en ek gaan hom net bietjie verder uitmekaar uittrek. Ok, nou kan ek weer gaan. Dankie my boeklam. En hom weer bietjie adjust. Jo. Nee. Ok, so ek adjust hom nou net. Ek gaan hom bietjie gaan kleiner maak dat hy mooi inpas. Ek dink kom ons sit hom omtrent daar. En dan kan hom bietjie gaan skuif. En nou gaan ek gaan hierdie een dieselfde tipe font maak as daai. My bokkie, vat asseblief jou bakkie. Wag. Ok, so ek gaan hom dieselfde font gaan maak. En ek gaan hom ook bietjie groter gaan maak. Omtrent so. Hierdie een gaan ek bietjie adjust. En ek gaan hom ook dieselfde skrif maak. Ek gaan hom nie bold. Wag, kom ons hou hom al bold. En nou 'n baie cool triek wat ek julle wil leer. Wanneer jy, soos byvoorbeeld hier waar ek nou die line spacing verander het en die grootte en al daai goedjies, kan ek kan op hom gaan klik en dan op hierdie paint borsel gaan druk en dan as ek op daai een klik, gaan hy hom presies dieselfde maak. So nou gaan ek net gaan en hom dalk bietjie kleiner maak dat hy hier inpas. Ok, so ek gaan hom so sit. Ok, nou dat ek dit klaar gedoen het, nou gaan ek gaan en my animation gaan insit. Ok, so ek gaan, ek weet uplift is my eerste een, so ek gaan hom gaan adjust.
woman is my tweede een, so ek trek hom onder toe. So ek gaan sorg hom net daarso eerste uit, dat ek weet, alles is op hulle plek, en nou gaan ek gaan en net hierdie heel agtertoe skuif. En die rede hoekom ek dit doen, ek het nou net met hierdie een agtergekom, 'n makliker manier om die animations te doen. So dit is hoekom ek dit nou gaan doen. Hierdie enetjie gaan ek adjust tot heel voor, want ek weet hy gaan my hele video deur hardloop. Okay, so nou gaan ek die animation op hom gaan sit, en ek gaan ietsie nie te wow vat nie, ek gaan net 'n eenvoudige een vat, soos kom ons sê sommer hierdie een. Okay, ek gaan op my video gaan kyk, en dan sodra hy klaar is, gaan ek die video pause. Nou sien julle my swart lyn is daar. Nou in steede van om hierdie rond te skuif, gaan ek net hierdie pyltjie gaan klik, en ek gaan hom trek. Ek het dit nou net eers geleer. As julle dit voor my geweet het, wel dan, ek het nie dit geweet nie. Okay, nou gaan ek die volgende animation op hom gaan sit, so ek gaan op hom klik, en ek gaan sommer gaan met hierdie enetjie. Nou dieselfde storie, ek gaan play, en sodra hy klaar is, gaan ek na die boonste een toe gaan, en ek gaan hom adjust. Okay. Nou gaan ek weer, wag, sorry, ek moet eers die animation opsit. So nou gaan ek die animation op hierdie een gaan sit, en ek gaan hom dieselfde hou as die een wat ek daar gebruik het. Okay, so ek gaan nou net weer my video daar begin, en dan sodra hy klaar is, pause, ek vat hierdie een bietjie nader, en nou gaan ek 'n ander animation op hom gaan sit. So ek gaan druk op animate, en nou gaan ek enetjie kies wat bietjie anderste is. So kom ons gaan sommer op daai een. En wat ek nou gaan doen is, ek gaan weer play en kyk waar eindig hy. Ek gaan pause, en ek gaan al hierdie skuif, dat hulle basies daar eindig. So nou as ek my video van die begin af gaan kyk, ek zoom net gou weer 'n bietjie uit. Okay, so kom ons play die video. Okay, en dis dan hoe my video lyk. Ek gaan dan gaan en ek gaan 'n audio gaan bysit. So ek gaan search by music, en vir hierdie het ek gaan search soft calm. En ek het toe nou maar net hier deur geluister, en ek dink ek het toe op besluit, maar weer eens, julle kan enigiets kies waarvan julle hou. So kom ons kyk gou die video. So dit is jou challenge vir vandag, om so tipe video te gebruik of te maak. Weereens, julle kan presies dieselfde doen, of julle kan julle eie tipe video maak, en hierdie is 'n tegniek wat jy basies op enigiets kan gebruik. So kom ons sê jy het 'n video van jouself waar jy iets doen, dan kan jy hierdie ook gebruik. Onthou, vir die van julle wat nie die Pro feature het nie, julle hoef nie hierdie gedeelte te doen waar jy die ekstra video insit nie. Ek verstaan dit is nie moontlik nie. Maar van die van julle wat het, probeer dit wel, want dit is 'n lekker funksie om te gebruik.